Welkom by Koffie vir Twee, waar moederskap, vrouwees, huwelik en totale chaos saam bestaan. Dis regte lewe, dis lag terwyl jy huil, dit is koffie vir twee. Gaan jy ons verwelkom of gaan ek ons verwelkom? Verwelkom jy ons 'n bietjie. Okay, ja, ek sal ja, want nou jy sê net altyd vir my welkom en dan ek sê nooit weer. Welkom by episode 13 van Koffie vir Twee. Ons gaan vandag mos bietjie soos nog van daai wat dis altyd ek met my bietjie. Vandag gaan ons soos 'n part 2 doen van die vragies en ek het iets op my soos 'n question box op my Instagram story gesit van soos bietjie meer vrou wees en vriendskap vra. Ek moet sê daar was heelwat minder vrae soos oor vriendskap en vrou wees as wat daar is oor soos motherhood, ek moet sê. Ek wonder is soos die motherhood, is daar baie maas op ons soos. Ek dink so. Ek dink daar is of mense wat soos in die toekoms soos weet hulle wil kinders hê, so hulle half sê nou maar luister nou al na die goed om bietjie meer soos prepared te voel. I mean ek voel soos as ek voor ek 'n ma geword het na iets geluister het soos die goed waaroor ons nou praat, dit sou my baie kon help. So daar is mense dink ek wat nog nie eers kinders het nie wat na die podcast ook luister, wat amazing is. Maar ek het gedink kom ons spring weg met net soos het ek jou nou verwelkom? Ek het, nee. Ja, Okay. ek voel baie welkom. Okay. Ek het gedink kom ons begin net met soos ligte vragies en dan kan ons gaan na die vragies toe wat die mense nou gevra het. Iets wat ek wel moet sê is toe ek nou die question box oopmaak en kyk wat se vrae daar is, toe besef ek eintlik soos dat die vraag vir my kind of moeilik is om te antwoord, want dit sal wees soos, kom ons sê nou maar iemand het gevra soos, hoe maak jy vriende as jy nou getroud is of wat ook al, en toe besef ek eintlik hoe baie ek vriendskappe op die oomblik afskeep, soos as 'n nuwe ma en alles, even vandat ons getroud is, dit voel net asof lewe so vinnig soos begin gebeur het na getroude lewe, of dit nou is om finansies uit te figure, of dit nou is om so saam in te trek en wat ook al, soos lewe het net baie vinnig gebeur, en dit voel net vir my asof ek nie tyd regtig al invest het in vriendskappe nie, om eerlik met jou te wees. En even nou saam, soos dit voel of ek net die kapasiteit het om te werk, en soos na Kyra te kyk, en soos dis wat ek het om te gee. So ek moet sê, soos even ek dink ek gaan sukkel om hierdie vrae te antwoord. Soos dalk kort ek raad van iemand. So ek weet nie, dis net ek dink dit is iets wat dalk as jy ma word of vrou word of wat ook al, vriendskap is ek wil nie sê laaste prioriteit nie, maar dit is asof dit bietjie laer op die lysie Weet jy wat kom ek agter? Dis laas, soos dis ja, soos wat jy sê laer op die lysie en soos nie hoog op jou prioriteitslysie nie, maar dis wat jy eintlik die meeste nodig het. Dis waar, want dit is soos jou support system, en dis hoekom, ons sal nog in dit inkom, maar dit is hoekom dit so belangrik is om soos mense te hê wat in check met jou voel ek, want as jy soos postpartum is en goed soos, ek voel nie, jy gaan die een wees wat eerste uitreik na mense toe nie, maar as iemand vir jou 'n boodskap moet stuur, of as iemand jou moet nooi vir 'n koffie, of wat ook al soos, as dit van hulle kant af kom, dan die kans dat jy dit dan doen, sal ek sê is groter. Ek bly op my vat. O, ek tog uit jou koffie ingegaan. Okay. Nee. So hierso is soos light-hearted, fun en easy vriendskap vragies. Okay. So watter tipe vriendin is jy? 'n planner, laat, luisteraar of chaos? Wat se tipe vriendin sal jy sê is jy? Of dit hoef nie eers op hierdie lysie te wees nie. Dit kan iets anders wees as daar iets anders is waaraan jy kan dink. Ek dink ek luister baie. Jy's 'n goeie luisteraar, ek moet sê. Ja, dis eintlik net ek staar net vir jou want ek weet nie wat om vir jou te sê nie. Maar dis iets waarna ek die laaste tyd dink, en sê vir my hoe jy daaroor voel. As daar awkward, of nie awkward, kom ons sê daar silence is, voel jy die need om silences te vul, of is jy gemaklik met silences? Is jy nie? Nee. Want ek kyk nou die dag 'n podcast, toe sê die een meisie, dit was van Matt en Abby, hier is nou een baie lastige vlieg so. Maar van Matt en Abby, wat sy gesê het, soos, baie keer sal sy net soos, evenal is dit met 'n vriendin en hulle gaan doen iets of wat ook al, as daar stilte is daar stilte, soos sy is gemaklik met die stilte. Soos sy voel nie die need om iets te sê as niemand iets het om te sê nie, verstaan jy wat ek sê? Ek dink daar's 'n verskil tussen soos
kom ons sê byvoorbeeld ek en jy, wat as jy net daar by my kom sit en ons altyd is op ons foon en die girls slaap. Verstaan? En niemand praat nie. Soos ek dink ons 'n verskil tussen dit en soos ek en jy wat nou so sit en mekaar staar. Ja, imagine, jy sê niks, ek sê niks, ons sit net en kyk vir mekaar. Maar ek het ook al agtergekom, veral as ek soos uit my comfort zone uit is en iemand, want ek kan terugpraat met iemand as hulle die gesprek aan die gang hou, want as dit van my afhang om die gesprek aan die gang te hou, dan maak ek soos inappropriate jokes en alles, en dan raak dit net erger. So, ja, ek weet nie. Okay, so wat se tipe vriendin sal jy sê, jy's 'n goeie luisteraar, sal jy sê? Wat is ek? Wat het jy gesê? 'n planner, die laat een, 'n luisteraar of chaos? Ek sal sê laat luister en chaos. Maar ek dink jy's die planner ook. Dit voel vir my jy reël goed en dan sal jy weet soos wil jy dit gaan doen of wil jy dit, waar ek's glad nie goed in dit nie. Soos absoluut glad nie. Wat 'n tipe vriendin sal jy sê is ek? Ek voel nie ek's een van daai nie. Jy is baie soos en ek het nou die dag weer aan gedink. Toe ek kom kuier het. Toe het ek mos my hare gaan doen en toe jy vir my breakfast gestuur. En ek kan nie vir jou sê wat dit vir my beteken nie. Maar dit voel partykeer soos en ek en Bernard het ook al hierdie gesprek gehad van soos dit voel ons invest in vriendskappe en ons doen sulke goeders, maar ons kry dit nooit terug nie. Soos ek hoor presies dit. Ek dink die gogga, dis weer die gogga segment. Ek dink ons moet ons podcast naam verander. Nou soos die Goggas, twee goggas. die goggas in die sitkamer. Maar ek weet nie, soos as ek dit in 'n woord moet sit, weet ek nie wat dit is nie. Ek weet nie wat se tipe vriendin ek is Ek dink jy luister ook en jy gee baie soos wyse raad. Soos ek dink nou weer ek's 'n slegte luisteraar. Soos dis iets waarna ek regtig hard draai werk en ek dink ek kry dit van my ma af. Jy luister om te respond en nie noodwendig om actually te luister nie. En dis iets waarna ek definitief in my verhoudings aan werk is om nie net te luister om te respond nie, maar soos om actually te luister. Want maar ek voel jy luister vir my. Maar nou weet ek ook nie of dit is oor ek en jy deur dieselfde goed gaan nie. ja. So jy soos relate. Maar soos as ek net 100% eerlik moet wees, soos jy weet hoe Michael is en soos hoe hy stories vertel en goed, so ek voel ek en hy soos total opposites van mekaar. So ek het nodig gehad want ek het hom altyd en ek doen dit seker nog steeds, maar soos as hy praat dan sou ek hom inchip en goed. Maar dis iets waarna ek moes begin werk het want hy het eintlik vir my gesê hoor jy is 'n baie slegte luisteraar. En toe begin ek dit besef en toe ek dit by my ma hoor as ek met my ma in 'n gesprek is en my sussie, soos ek dink dit is iets maar soos hoe ek groot geword het, man anyway. So dis iets waarna ek werk. Okay, hulle vra hierso voice notes of long chats. Ek weet nie regtig wat dit beteken. Ek is baie sleg op my foon. Maar jy stuur baie voice notes. Sal jy eerder voice note of tik of bel? Nee, ek haat bel. Ek haat ook bel. Weet jy wat iets wat ek soos ek dink is jou pa wat dit doen. Soos dan sit hy op sy verjaarsdag sy foon af want hy wil nie die mense moet hom bel. Ek dink jou pa is 'n automated boodskap wat vir mense sê dankie vir die boodskappe soos op sy verjaarsdag. Weet jy? Want het jy nie gesien in die familie groep chat nie? Toe jou pa al voor mense nog vir hom gesê het geluid. Nee, hy het net nee, dit was baie sarkasties en 'n joke. Ek dog hy het so 'n automated boodskap wat vir mense sê dankie. Nee, dit was 'n hele joke ding. Ek het dan die hele punt gemis. Maar nee, ek haat oproepe. Soos Bernard love oproepe. Soos hy sal sê soos as ons terugry van iewers af, dan sal hy sê bel gaan my ma en sê ons is op pad. Dan sê ek soos maar hulle weet ons kom. Ja, ek is ook so, even toe, soos jy nog in Canada was, en jylle chat oor die foon, ek weet nie hoekom nie, maar ek haat 'n oproep, soos ek kan net nie lekker gesprek voer oor 'n oproep nie, ek kan nie vir jou sê hoekom nie, dit is net vir my, soos, dit is nie vir my dieselfde as om so sit en praat nie, ek weet nie, ek is baie skamer oor die foon, sal ek ook sê, soos ek weet nie waaroor om te praat nie,
So, ek dink jy het ook seker 'n paar keer gedink Anke is bly om geskik, maar ek was net soos ek hou nie van oproepe nie. Ook vir die langste tyd, ek onthou toe ek en Michael ontmoet het, ek wou nooit voice notes gestuur het nie. Ek was so stupid as ek nou daaraan terugdink, maar soos ek was super insecure oor my stem. Soos ek wou nie, ek het geweier om vir mense voice notes te stuur. Maar nou sê ek net soos ek sal ewen as mense altyd vir my Instagram DM stuur en hulle vra vir raad of wat ook al, dan voice note ek hulle sommer want Ek stuur vandag om voice notes, maar ek haat dit om 'n voice note te luister. ek sit hom altyd op 2 speed. Soos weet jy, ek dink dis die beste feature wat WhatsApp nog ooit uitgebring het, is om 'n voice note op 2 soos X te kan luister. Maar anyway, ja, ek sal eerder sê, ek hulle het hier gevra voice notes of long chats. Ek sal eerder sê voice notes. Ek's nie long chats oor die foon, dis wat hulle seker bedoel. I don't know. Wat sal jy sê? Ek weet nie, ek haat 'n foon. Ja. En jy weet half van die tyd nie waar hy is. Ja, exactly. En dan stuur hulle soos 'n voice note en dan kan ek nie onthou, kom ons sê byvoorbeeld hulle stuur 'n voice note van 6 minute lank. Dan kan ek nie onthou wat het hulle in die begin gesit nie. So nou voel dit vir my ek moet die voice note luister, maar soos wat hulle praat moet ek antwoord. Dit is wat ek ook doen. Maar nee, ek weet nie, ek is nie een van die twee nie. Okay. Coffee date of girls night in? Ek voel al twee daai, ek's al twee daai. Okay. Hoe lank vat jy om terug te reply? Kan ek wel iets sê met die coffee date of night in? Ja. Daar's sekere mense op wie soos saam met wie ek op 'n coffee date wil gaan, want ek is baie lief vir hulle, maar hulle put my gewoonlik uit. So dan kan ek sê Dan soos kan jy sê okay, jy moet nou iewers wees of Ja. jy moet nou die kinders of as ja. nou net 'n coffee date. Ja. Maar soos ander vriendinne is ek soos okay nee, jy kan by my huis wees. Ek dink dit hang ook af soos of iemand om by iemand te wees jou recharge of drain. En dit is iets wat ek nou die dag besef het. Ek weet nie waar was jy was iewers heen. Maar jy was soos weg vir 'n rukkie en toe kom jy weet, waar was jy onlangs heen gewees wat jy weg was iewers heen? Ek kan nie onthou nie, maar sê nou maar jy was vir die hele dag weg of wat ook al. En jy kom toe terug en die hele dag wat jy weg was, het ek nie soos angstig gevoel nie, maar soos ek weet nie om dit mooi te verduidelik nie, maar toe besef ek eintlik die feit dat ewen al kuier ons nie, jou presence maak my rustig. Ek weet nie hoe om dit te verduidelik nie. Maar ja, dit is ek het net regtig eintlik besef soos hoe waardeer ek soos om jou naby te hê. Dit is ja. Okay, deel jy alles met jou vriendinne of hou jy 'n bietjie terug? Yet again, daar's sekere vriendinne wat ek al soos sal sê en dan soos jy weet alles. Ja, dit is wat ek voel, dis wat die podcast ook goed maak is, want dit voel tog of ons met mekaar praat en dan soos mense wat inluister kind of kry 'n glimpse van soos hoe gemaklik ons is om goed met mekaar te share. So vandag se episode, voor ons na die Instagram vrae antwoord, wil ek net sê ons gaan nie vandag so 'n lang episode kan doen nie want my keel is baie vreeslik seer. So ja, maar kom ons antwoord gou die Instagram vragies wat mense hier opgesit het. Iemand het gevra, so ek het gesê soos vrou wees of vriendskap vragies en toe vra iemand wat doen julle om die huwelik eers te hou met kinders, mal oor die show. Ek dink moenie mekaar ophou date nie. Ja. En sit soos obviously kinders kort meer aandag as jou spouse byvoorbeeld. Maar ek dink om soos ja, moenie soos date mekaar en sit een dag of een aand uit wat julle soos die kinders vir ouma en oupa gee en julle gaan op 'n date of ek moet sê dis iets waarmee ek baie struggle, soos en ek weet nie of dit net omdat dit soos ons eerste kind is nie, maar ek sukkel nog baie om soos ewen toe jy gesê het nee, ons kan kuier daar vir jou gee en soos op 'n breakfast date gaan, dis vir my nog baie moeilik om haar by mense te los en ek draai regtig nou baie hard aan dit werk sodat ek en Michael meer geleenthede kan kry om sê nou maar al is dit ons wil saam gaan gym of ons wil 'n breakfast gaan eet of wat ook al. Ek sukkel nog om soos te sê okay, want dit voel vir my selfsugtig om haar nou by iemand te los omdat ek en hy iets wil gaan doen, verstaan jy? So dit is iets waaraan ek definitief moet werk. Iets wat sê nou maar soos vir my
even baie beteken het, is nou die dag toe Kyra siek was en jou ma huis toe gekom het om na haar te kyk, sodat ek en Michael saam kan kerk toe gaan. Dis klein goedjies soos dit, maar dan in dieselfde asem aan voel ek, dis nou selfsugtig van my, want nou, ja, ek weet nie, maak dit sin? Ja, ek weet, Soos ja. vir my en hom om iets te kan gaan doen, nou moet ons haar by iemand los. Ek weet nie, so ja, ek Een ding wat vir my baie uitstaan van julle is soos, jy en my boetie werk soos 'n Bybelplaneer. En dis vir my baie oulik. Ja. Want al is dit nie 'n date of 'n wat ook al nie, soos julle spandeer nog steeds intentioneel tyd saam met mekaar. Ja. En terwyl julle dit doen, groei julle verhouding met die Here. So Ja. ek moet sê dis nogals vir my, dit staan vir my uit. Dankie. En ek moet sê soos dit help my en hom dink ek om mekaar ook accountable te hou om by die woord uit te kom. Want dit is so maklik as jy kinders het om om te moeg te wees of nie lus te wees of nie gemotiveerd te voel om Bybel te lees nie. En omdat ons besluit het om 'n plan saam te doen, is dit soos okay, maar die dag wat hy nie lus voel nie, is ek die een wat vra okay, gaan ons Bybel lees of andersom. Maar dit help jou net om bietjie meer soos accountable te wees, soos om mekaar accountable te hou. So ja, dis eintlik, ek het nie daaraan gedink nie, maar dis eintlik jy kan klein goedjies doen soos dit. Ek dink mense ja. dink jy moet soos hierdie extravagant goeders doen, maar dit is nie, dit is letterlik soos klein goedjies van soos slaan jou man op die buik. Verstaan, soos Ja, maar ja, ek stem saam. ja. Maar ek dink ek moet sê nou toe ek hierdie vraag vra, toe besef ek eintlik dis iets waarmee ek en Michael ook sukkel, want ons albei is nog baie gefokus op haar. So dis dalk soos ons kort dalk raad van ander mense af. Weet jy waarmee sukkel ek en Bernard nou? Hmm. So obviously het ek die kinders en Bernard is nou nog in Kanada. Ja. So nie net is die tydsone soos crazy nie, maar Ja. hy het nou half meer tyd om wag vir my, voel dit vir my, om dat ek met hom moet praat, Ja. maar ek het nie die tyd nie, want as soos ek klaar gewerk het in die oggend, in die middag, dan kom ek by die huis, dan sit soos eet en soos So jy het soos kinders se 'n vol badtyd schedule, en ja. wat ook al, en dan moet ek hulle in die bed kry en dan moet ek tyd saam met hulle spandeer want ek het nou net gewerk en so dan voel ek partykeer soos Bernard sit nie baie druk op my nie, maar soos ek moet heeltyd met hom praat, maar teen die tyd wat ek dan in die bed is en met hom kan praat, is ek doodmoeg. So Ja, ek hoor wat jy sê. ek dink wat ek en hy soos moet begin doen is soos net, al is dit soos op 'n Sondag aand of wat ook al, dat ons nog steeds soos op 'n date gaan. Ja. Al beteken dit ek lê net in die kamer en praat met hom wat ek wil, maar laat ons daai tyd uitsit en laat my ma hulle weet, okay, weet jy wat? Hulle Dis het nou die date- dis kinders, date night, al is ja. dit vir 'n uur of Ja. wat ook al, want ja, ek en Bernard, dan vra mense vir my, hoe gaan dit met Bernard? En soos, wel hy lewe. Ja. Soos, ek Ja. weet nie, want ek kry nie tyd om met hom, en as ons met mekaar praat, dan, om tyd uit te sit om met mekaar te praat, dan sit soos admin goeders, wat ons moet ja. afgehandel word. Dis nie van soos, hi hoorie, wat doen jy, of hoe gaan dit met jou, wat ook al nie. Dis soos, okay, wil jy hierdie goed hê, ja of nee, want Ja. hy is besig om my huis op te pak. Ja. Of, so dis, Ek hoor wat jy sê. Ja, ek dink julle moet half sit en soos 'n tyd uitfigure wat vir julle albei werk en dan sê okay, as ons soos hierdie uur wat ons dit doen, praat ons nie oor soos wat jy sê die admin goed van wat julle verkoop of wat julle wat ook al nie. Laat dit regtig net tyd is wat julle, want I mean, soos julle albei lewe nou soos totally different. heeltemal Ja. ander lewe. So ja, I mean baie keer as jy even by mekaar is, soos ek en Michael het al vir mekaar gesê, hoor ek weet nie meer wat in jou lewe aangaan nie. Want jy lewe so maklik soos verby mekaar, want julle albei raak besig met goeders, soos everyday goeders. So ja, okay, next een is, hoe verdeel mens huistake soos skoonmaak, kos maak, wasgoed ensovoorts tussen man en vrou? Yesterday. Ek het net draai dink en as sarkastiese opmerking. Ek is soos, wat bedoel jy ons verdeel dit? Ja. Yesterday, ek weet nie, dis nie, ons het nooit vooraf gepraat en regtig gesê, hoor hierdie is wat jy gaan doen en hierdie is wat ek gaan doen nie. Ek dink soos wat jy saam bly, begin jy half, dan
toets jy die waters, dan ek weet nie, ek voel dit kom natuurlijk en dan soos wat jy gaan dan dan figure jy dit ek net dink nie is 'n uit. one size fit all nie. Nee, Ek dink dit is dink soos ook nie. party mans vat die asblokke uit, party Ja. vrouens vat die asblokke Ja. uit. Party mans maak kos, ander vrouens doen nie skottelgoed. Soos ek dink nie is 'n one size fit all nie. Ek dink jy moet uitfigure wat vir jou werk. Ja. Soos met ons huis Bernard vir die skottelgoed. Ag, die amper seker was goed. Wat vat hy nou? Die asblik. Ja. Dan vat Bernard die asblik uit en ek sal byvoorbeeld gou skoonmaak of as ek kos gemaak het sal Bernard die skottelgoedwasser pak of iets soos Ek sal dit. sê kommunikasie is belangrik in hierdie opsig want ek dink aan die begin soos het dit vir my gevoel ek is solidly verantwoordelik vir soos alles wat in die kombuis gebeur, soos die skottelgoed en die wat ook al en Michael het sê maar want soos ons nou al vasgestel het, ek hou nie baie van kos maak nie. So ek dink hy dan ook half al die pressure gevoel van om kos te maak. So ek dink jy moet net op 'n punt kom waar jy kommunikeer en half sê okay, maar wat van jy was die skottel of ek was die skottelgoed en hy pak dit weg. Maar dis ook soos ons doen dit saam want dan is dit half tyd wat jy saam spandeer in die kombuis. Ek het eendag so 'n video gesien van soos die verskil tussen om saam te leef en verby mekaar te leef. Dit het dit in Engels gesê, maar eintlik in 'n baie mooi manier. Dan wys dit soos die verskil tussen jy wat nou alleen staan en skottelgoed was of jy en jou man wat so saam kuier terwyl julle was en die skottelgoed wegpak. Soos om dit eerder soos ook 'n team effort te maak en jy sien dit half nog steeds as kwaliteit of nie kwaliteit tyd maar soos tyd Dis goed saam. wat gedoen moet word. Julle kan dit net sowel Saam doen, exactly. En ek sal sê om dit net te kommunikeer soos baie keer Michael sou sê nou maar vleis op die braai sit, maar dan sal hy my vra om die groente te maak of wat ook al. So ja, ek dink kommunikasie daar is maar net baie belangrik en dan dit gebeur natuurlik soos wat jy in jou huwelik groei sal ek sê. Ek dink net die enigste raad is soos moenie so erg soos fixated wees of van soos jy moet dit doen en jy moet dit doen. Soos Of die man moet dit doen en die Ja, vrou moet dit doen. as die man nou een keer vergeet het om die asblik uit te vat, soos girl vat dit net uit. Ja. Soos hy werk. Ja. En, Maar weet jy, ons kan weer terugkom soos na daai wat jy vir my en Michael gesê het van outserve mekaar, want as jy volgens dit lewe in jou huwelik, dan gaan dit soos die huistake ewen ook makliker maak sal ek sê, want jy sal altyd meer wil doen sodat dit nie op die ander persoon neerkom nie. En soos vice versa, so ja, ek weet nie. Dis eintlik nog as 'n tawwe vraag, maar ek dink jy figure dit uit soos wat jy gaan. Ja. Dis nie regtig en kommunikeer maar net soos ek dink as jy voel iets kom net op jou neer, wees goed of probeer dit aan jou man kommunikeer sodat dit nie half hierdie ek wil sê gevoelens is wat jy nou ophoop van jy moet alles doen of verstaan jy wat ek sê? ja, En dan ek sê. raak jou hart half swaar oor goed wat jy nou in die huis moet doen. Okay, hier's nou 'n vriendinne vraag. Enige tips om vriendinne in jou 20's te maak? Dis iets waaroor ek bid op die oomblik. Ek dink klim met jou comfort zone uit. Ja, klim met jou comfort zone uit. Gaan huishal toe, join 'n vroue iets of dit nou 'n vroue draf plek is of dit nou pottery op 'n Woensdag aand is of wat ook al, soos ek Raak dink betrokke by goed. ja, stem saam. en ek meen die kerk het baie nice goeders soos volunteer. Ek dink die kerk is 'n baie maklike plek om soos te begin, want jy hoef nie noodwendig super uit jou pad te gaan om by die kerk vriende te maak nie, want dit voel ook vir my afhangend waar jy die mense ontmoet, is hoe hulle met jou gaan soos interact. Ek weet nie om dit mooi te sê nie, maar dit voel asof mense by die kerk net soveel nicer is, ek weet nie. Of Ja. net, ja, ek weet nie. En ek meen soos, kom ons sê byvoorbeeld, ek skep nou 'n hele scenario in my kop. Kom ons sê nou byvoorbeeld, ek sukkel om chommies te maak, ek gaan sel toe en ek sien 'n meisie of wat ook al wat ek dink kan nice is en dan sal ek so sê, hoor, kan ek die nommer kry, wat ook al. Want ek wil gaan kom ek of vra kom ek en jy gaan drink koffie saam of wat ook al. So ek dink soos dis baie uit my comfort zone uit om iemand soos te vra oor kom gaan drink koffie of wat ook al. Maar doen dit want
En net toe jy al gevra het om te gaan koffie drink en jy sien, hierdie is dalk nou nie iets wat jy soos, beteken dit nie jy het jou tyd gemors, soos dis 'n kennis, Ja. verstaan, soos jy, Ek sal sê even wat jy ook kan doen is so sê nou maar ek voel ek wil nou nuwe vriendinne maak of wat ook al. wat bedoel jy? Maar om jou dan soos nooi iemand saam met wie jy gemaklik is, sal ek sê, want dit gaan al klaar vir jou dan baie makliker wees om soos nie net te sê okay, kom ons gaan drink daai koffie nie, maar as ek jou nou saam nooi om iemand nuut te gaan ontmoet, is dit vir my baie soos minder intimiderend, sal ek sê, want ek weet okay, as iets nie lekker gaan nie, soos ten minste is jy daar. So ek sal sê ja, sit jouself uit jou comfort zone, maar jy kan nog steeds 'n comfort persoon saam met jou vat en dit gaan dit al klaar baie makliker maak. En ja, ek sal ook sê soos raak betrokke by goed is makliker gesê as gedaan, maar dit is al hoe jy nuwe mense gaan ontmoet is as jy jouself out there sit. Ek dink wat dit soos lekker ook is, soos, dit voel vir my, dis vir my nou moeilik om vriende te maak, want as ek soos hartsvriende wil maak, op die oomblik kan ek nie, want dit voel vir my, ek het Bernard nodig vir dit, want ek wil nie nou soos dik chommies raak met iemand, en dan kom Bernard dan sy soos, weet jy wat, hy voel nie dit gaan werk, of hy en die ou klik nie, of wat ook al, verstaan, so, ja, ek weet nie, en dit is vir my soos, dit is vir my moeilik om soos, op die oomblik kappelmaatjies te maak, want, so kom ons sê byvoorbeeld ons gaan Sail toe, en daar's 'n kappel, en ek soos, weet jy wat, julle is eintlik, ek wil chommies soos met julle, dit voel vir my, ek moet kan nou wag vir Bernard, want ek wil nie nou alleen by hulle huis gaan koffie drink, verstaan, ek hoor wat jy sê, nee, ek stem saam met jou, ek hoor. Iemand het gevra, hoe vind mens vriende deesdae? Ek dink as ek deur hierdie vrae lees, dan besef ek soos, dis nie net ons wat sukkel nie, soos almal sukkel met dit. Weet ek nou die dag gepraat, toe ek soos, dit is so moeilik om vriende te maak. Ek kan nie daarmee weet ek gepraat nie, want toe ek soos, almal sê, ja, dis maklik, of dis soos, jy gaan jou vriende kry na skool, wat ook al, want op skool is dit moeilik. Maar toe ek soos, as jy op skool is, julle het klasse saam, julle het atletiek, atletiek, hockey, wat ook al saam, so julle is al geforseerd. Ja, jy word geforseerd in daai verhoudings in. Daar's goeders wat julle nou in common het, verstaan? As jy nou uit die skool uit is, en jy moet nou soos, moet vriende maak, soos, nou moet jy by hulle hoor, maar waarin stel hulle belang, want dis nie dadelik iets wat julle op kan connect nie. So, ja, ek weet nie, ek dink om vriende te maak soos, om vriende te maak na skool is nie noodwendig so eenvoudig soos wat almal dit laat klink nie. En ook soos, ek wil sê, as jy jong kinders kry, of afhangend, soos as jy nou jong trou en jong kinders kry, wil ek sê is dit nog bietjie moeiliker, want baie mense, soos, kom ons sê nou maar, jy kry baie mense wat nie van kinders hou nie, of wat, soos, ek weet nie, hulle sit in 'n baie ander fase van lewe en stadium van lewe, kinders irriteer hulle dalk, of wat ook al, en obviously het baie minder om soos op te kan relate as jy vriende maak wat nog nie kinders het nie. So, ja, ek weet nie, dis moeilik om mense te vind wat in dieselfde fase van lewe as jy is, veral as jy jonk trou en kinders kry. Maar ek dink ook soos, maybe 'n beginpunt is soos, om te identifiseer wat se tipe, soos, vriende wil jy, is dit soos, is jy 'n mens wat soos, nie 'n beste vriendin het nie, maar soos 20 vriende, verstaan, soos, of is jy iemand wat soos, weet jy wat, jy het 1 of 2 of 3 vriendinne, en dis net hulle, die ander, soos, jy kuier nie met ander nie. Want ek is definitief nie iemand wat soos 20 vriendinne het, en soos, wat ek al, dit voel vir my, ek is soos baie soos 1 of 2 of 3 vriendinne, en dis jy sit jou time en effort in dit, en want dis nou weer die ander ding, soos, as jy moet vat, soos, waantoe jou tyd al klaar, soos, oral moet gaan, en om te invest in 'n vriendskap, soos, dis valuable tyd wat jy in iets insit. So ek voel ook om soos, kom ons sê nou maar 'n groep van 30 vriendinne te hê, soos, hoe gaan jy, waar gaan jy die tyd kry om regtig te invest, soos,
in 'n vriendskap, as ek dit so kan sê. So nee, ek sal sê ek Maar sou I mean, as jy definitief into dit is. Ja, as jy into dit is en jy daai kapasiteit, dan. by all means, is maar my social battery sal dit nie maak nie. Sis. Net Ek omdat trap dit net uit die bed en as my social batteries is same, nee, is dit okay. Hoe sê jy nee vir 'n vriendekring waarin jy heeltyd angstig voel? Ek het al probeer. Sure. Ek dink bid daaroor. Ek Laat dit dink half natuurlik gaan want ek dink wat partykeer challenging is om soos nee te sê en dan is die ander soos weet jy wat jy's ongeskik ja, of wat ook al en dan is dit 'n brug wat gebrand is. ja. Maar in dieselfde asem wil ek sê as jy angstig is en as die vriendegroep nie 'n soos godly centered vriendegroep is nie of die brug gebrand is of nie loop weg. Ja. Maar Ek het ja, dis hierdie challenging. al so baie besef en ek dink ek het dit nou die aand by Sel ook. Ek kan nie onthou hoe dit daarop neergekom het nie, maar wat ek gesê het soos weet jy hoe baie in my lewe het ek al gebid en soos die Here gevra hoorie soos of verander my vriendekring soos of die mense saam wie ek uithang of wat ook al. En dit voel vir my soos die Here het al 'n paar keer probeer soos mense uit my lewe uithaal waarvoor ek soos obviously gebid het, maar ek is die een wat soos aan hulle bly vasklou. En ek dink dis net 'n ding soos as jy bid vir die Here om dit sê nou maar natuurlik te laat gebeur dat hulle half soos dat julle uitmekaar beweeg of wat ook al. As dit dan gebeur soos Trust the ja, process. moenie dan try vasklou nie want dis juist waarvoor jy gebid het. Want ek dink soos baie keer bid ons vir goed en dis met baie goed so, maar veral met vriende, soos jy bid oor dit, oor jou vriendekring wat moet change of wat ook al. Maar dan as die Here soos as kom ons sê nou maar jy en hierdie vriendin drift, dan kan jy eweskielik nie verstaan waar kom dit nou vandaan nie. Maar dan is dit soos dis eintlik presies waarvoor jy gebid het. So ek sal net sê soos as jy dit 'n gebedsaak maak en jy sien okay, dis die vriendskap is half besig om te fade, dan weet jy okay, dit just let it go, verstaan? Moenie dan draai vasklou aan dit nie. En ja, ek wil sê as jy angstig voel in 'n vriendskap, dan is dit definitief nie van die Here af nie. Dis die Heilige Gees wat soos obviously vir jou sê okay, hierdie is nie die way to go nie. Ja, ek het nie enige ander raad. Ek dink my groot ding partykeer is soos as ek kom ons vat byvoorbeeld angstig is in 'n vriendegroep of ek klik nie lekker met die mense nie, maar soos ek kuier nog steeds met hulle wat ook al, is want ek is bang om alleen te wees en om soos 'n weirdo te lyk. Maar ek dink dit soos is minder draining om die soos nie in die vriendegroep te wees nie. Ek weet nie hoe om te verduidelik nie. Soos veral soos daar's al baie kere wat ek en Bernard is soos okay, maar weet jy wat, ons wil vriende maak of wat ook al en dan al forceer ons 'n vriendskap, maar ons het eintlik niks in common nie. Maar ons forceer 'n vriendskap en dit na die nadat ons gekuier het wat ek al sê soos ja, maar ek is eintlik drained. Soos daar's soos en dit hulle het niks verkeerd gedoen nie. Ja. Hulle het soos is nice mense wat ook al dis net 'n mens het nie geklik nie. Ja. En ja, ek weet nie, ek dink moenie bang wees om die odd one out te wees en as hulle nie soos in line is met wat jy glo 'n Christelike Christ-centered vriendskap is nie, soos Want weet jy wat iets waarna ek dink, veral as kinders betrokke raak, soos as jy nou kinders het, die vriende wat jy rondom jou kinders bring, soos ons het nou al gesien, kleintjies, soos hulle 'n spons. ja, hulle letterlik, hoe kan ek dit sê, hulle wat is die woord, soos hulle naap wat hulle sien, Ja. soos dis letterlik, so nou is dit nie net meer van, okay, 'n vriend of 'n vriendin is 'n slegte invloed op jou nie, soos jou kinders is nou in die prentjie, verstaan? Ek kan nie vir jou sê hoeveel keer dan sal Malachi besig wees om met karretjies te speel of hy's besig om TV te kyk. Dan iewers dan sal
soos toe ons by Bernard se oom gaan kuier het, toe het sy oom 'n storie vertel of iets het, en maar kom ons sê byvoorbeeld, hy het gesê, mama, Melk het daar gestaan, maar hy het vir my gekyk, Bernard se oom soos was aan Melk se regse kant, en hy was besig om te speel, en ek dink hy het eintlik met soos Bernard se ouma gekuier of wat ook al, toe sê Len iets, en toe repeat Malachi dit, maar hy het nie eers aandag gegee nie. So dis so sulke goeders, dis crazy, dit het al so baie keer sulke goed gebeur, en so ek soos, dude, Maar jy sien, oor dit agter is, jou kop. maar dis rarig so, en ek dink soos ook as jy ouer word, is jy baie meer sensitief vir sulke goed, soos veral, ja, ek weet nie, die invloed, jou vriende, soos ek sê, het nou nie net meer invloed op jou nie, maar op jou kinders ook, en as jy nou jou kinders rondom vriende bring wat partytjies gooi en drink en vloek, soos, dis wat daai kleintjie gaan sien en dink, soos, of iets soos aap wat hulle doen, of iets sê wat hulle gesê het, soos, ja, soos wat jy sê, En kom kinders ons is sê byvoorbeeld, sponsies. jou vriende vloek, for instance, en nou kom jy by die huis, nou sê jou kind iets, dan kan jy nie eintlik vir jou kind kwaad wees nie, want jy sit hom in Dit daai is, environment. ja, En daai wat hulle sê van jy word soos die mense met wie jy jouself omring, dis so dit is waar. baie waar, dit is baie waar. Michael vertel altyd hierdie storie van, en dit is vir my 'n baie goeie voorbeeld van dit, is hy was siek gewees, hy was daai dag nie eers by die skool nie, en sy hele vriendekring het soos negatiewe punte of wat ook al gekry om detensie te sit oor iets wat hulle by die skool gedoen het, ek weet nie wat nie. En toe hy terugkom by die skool van dat hy nou siek was, toe hy nou terugkom by die skool, toe het hy daai selfde negatiewe punte, en hy gaan toe na die onderwyser toe, en hy sê, hoor jy, ek was nie eers daai dag by die skool gewees nie. Maar dit wys jou, soos, jy word letterlik aan jou vriendekring geken. Sy het gedink, okay, dis wat hulle gedoen het, dis die vriendekring, so hier's vir jou ook, jy sit ook soos detensie, en dis dalk nou soos, dis 'n simpel voorbeeld, maar soos, Ja, dis maar 'n baie dis- goeie manier om te verduidelik is, jy word geken aan die mense met wie jy jouself surround, en ek dink op die einde van die dag, is dit beter om die odd one out te wees, as wat jy jou verhouding met die Here, wil ek sê, in jeopardy sit om in te pas by 'n vriendekring. So, ja. En dis taaf, dis baie taaf, Dit want is- niemand wil alleen wees nie, Ja. niemand wil die odd one out of die weirdo wees nie. Ja. Maar as ek nou kan terugkyk, dan sal ek veel eerder die weirdo wees, want dink net gou daaraan. Nou sit jy tyd in hierdie vriendskap in wat nie regtig jou tipe mense is nie. So dit vat al klaar tyd weg wat jy eintlik toe jy alleen sou gewees het met die Here kon spandeer het. Ja. Want as jy toe nou vriende het wat ook God-centered vriende is of wat ook al, dan sou dit nog steeds jou verhouding met die Here verbeter het, want julle sou oor ander goeders gepraat het. Ja. So wil jy eerder tyd saam met vriende spandeer wat jy nie regtig mee klik nie, of wil jy jou verhouding met die Here verbeter? Ja, Verstaan en, jy, ja, soos- dit is, ja, as jy dit so stel, is dit eintlik, ja. So, om te eindig, hier is 'n paar ligte, relatable vrouwees vragies. Okay. Make-up elke dag of net as jy lus is? Ek moet sê, deesdae is ek baie meer gemaklik as wat ek altyd was om nie make-up te dra nie. Soos nou sal ek even gym toe gaan sonder make-up, waar ek voel, as jy my 2 jaar terug moes gevra het, dan sou ek gesê, Angs 2 jaar terug het jy soos 'n lashes gehad wat soos Ja, Kan ek ek moet iets vir ek jou het sê? dit al Het ek het vergeet. al vir jou gesê toe, ek dink ek het jou gesê, toe jy besluit dat jy gaan nie meer lashes doen nie, toe voel dit vir my, ek kan actually weer met jou klik, want jy's anke. Regtig, Het nee, ek dit vir jou gesê? nee, jy het nie. Maar weet jy hoe, en dis 'n hele ander topik, maar weet jy hoe baie van my identiteit ek in dit soos, Regtig? want toe dit af is, toe moes ek letterlik vir myself oorleer, soos in die spieël kyk en dink, okay, soos, jy's mooi, as ek dit so kan stel, Dis verstaan? crazy. Jy raak regtig, en dit raak, hulle noem dit soos, ek weet nie of dit lash blindness, soos jy weet, soos, as, is dit blonde blindness of something, daar's een of ander blindness, dan, soos jy kom nie agter,
ek weet nie om dit mooi te verduidelik nie, maar dit is soos, as jy eers begin lashes doen, dan moet jy aanhou meer voller lashes doen, en dan naderhand kan jy nie, as helfte van jou lashes uitgeval het, en jy moet 'n vul gaan kry, dan voel jy soos depressief, en jy Maar ek baseer moet wel so baie sê, van jou identiteit op soos dit. lashes is mooi, Dit is, en hy, soos raak jy gewoond aan die lashes, en as die lashes af is, dan lyk jy dan soos voel jy 'n kaal. kaal molrot. Ja, maar ek moet sê, die laaste tyd het ek baie meer, soos, hoe kan ek dit sê, wat is die woord, soos, ek weet nie, ek het net baie meer gemaklik daarin geraak, om soos, party daar letterlik nie eers mascara op te sit nie, waar, ja, soos ek sê, 2 jaar terug was my identiteit aan goed wat deur nie eers aan my lyf gesit het nie. Ek dink ons 'n verskil om soos nie make-up te dra nie en soos jy slordig versus om nie make-up te dra nie, maar jy kan nog steeds sien jy kyk na jouself. Ja, ek stem saam met jou. Ja. Okay, hair up of hair down meeste dae. Ek het gesien Nancy begin nou hare te trek. Nee, vandag toe jou maat los hare gaan vandag. En sy het so chunk van jou ma se hare beet gekry. Maar even Kyra saam ook. As my hare los is, dan begin sy nou soos aan dit te gryp. Ek weet nie, haar grip het soos. So nou is ek ook net, dis of 'n bolla of 'n klokklip of iets. Ek moet sê, ek is besig om soos jy sal baie keer sien ek dra eerder 'n klokklip. Want ek het altyd heavy stywe bollas die hele tyd gedra en dit het gevoel soos my haarlyn gaan al hoe terug. Ek hoor wat jy sê, maar jy het nou die dag 'n bolla gehad, was dit met die podcast? Toe dink ek nog, Jesus, dit lyk mooi. Soos jy het 'n bolla hierbo gehad. Ek dink dit was met die podcast, maar dit het baie Maar gelyk. veral nou met postpartum, soos hair loss en Hairloss. goeie, soos my klein haartjies wat Ja. ek het, so ek try dit nou. Ja. Ja, en dit is net vir my makliker om Die klokklip was my moeilik, want my hare was mos nou kort gesny, so dan val helfte van die goed uit, maar ewen met 'n bolla, maar ek's nou besig om soos my hare weer te groei, so nou begin dit beter te werk. Wat sal jou sommer dadelik beter laat voel? 'n koppie koffie. As jy vir my vra wil ek koffie, dan is dit soos 'n instant endorphins of dopamine of wat ook al. Ek dink iets wat my instantly laat beter voel, maar dis nie vir my lekker op daai oomblik nie, is oefen. Ek stem saam met jou. Soos ek het begin draf weer. Ek kan nie vir jou sê my kop, soos ek het meer energie nadat ek gedraf het as wat ek het toe ek net opgestaan het. Ja. Soos dit voel vir my ek kan dink. Ja. Dit voel vir my die pilletjies wat ek drink soos werk eintlik nou. Ja, vanaf dis ek geoefen complementary saam met die soos oefening. Ek stem saam met So, jou. okay, dis een ding. Die ander ding dink ek is kwaliteit tyd. Ek is soos ek like kwaliteit tyd. Ja, ek dink soos en nou dat jy praat van die pilletjies, ek wonder of is dit iets waarna ek wonder of is dit iets waarna ek moet inkyk, want ek drink mos nou die Esperide, maar vir een of ander rede soos vat dit nie meer my angstigheid weg soos wat dit aan die begin het nie. Nou weet ek nie as dit my liggaam wat soos begin gewoond raak het aan soos die een pilletjie 'n dag nie. I don't know, ek weet nie, maar nou is ek soos, toe dink ek wil dalk eerder kyk om sê nou maar antidepressant te begin gebruik, maar die probleem is as jy mos nou op 'n antidepressant is, dan moet jy anyway Esperide drink, so dis nie asof dit die hele ding van om Esperide op te hou drink oplos nie, maar dis nou 'n hele ander storie. Die ding is ek dink Maar ek het net hierdie soos dit het vir my gevoel die Esperide het gewerk, maar die laaste tyd in die aand voel ek nog steeds angstig. En ek kan nie vir jou sê hoekom nie. Ek weet nie as dit dalk al die kafeïne wat ek drink, dit kan dalk dit wees. Ek weet nie. Want onthou ek het nou gegaan van soos 1 koppie koffie 'n dag in swangerskap na soos 5. Verstaan? So dit kan ook dalk bydra. Ek moet sê die pilletjie help my. Ek joke en sê dit help my tor net om op sy fietsie te bly. Soos Ja. maar dit help my om te cope met die moeilike dae, maar dit vat nie die moeilike dae weg nie. Ja. Ek dink dis baie keer soos mense se misperception is soos dit jy gaan nog steeds slegte dae hê en moeilike dae hê. Ja, ek dink dis wat ek ook vir jou nou die dag gevra het, soos het jy nog steeds daar wat jy afvoel, want vir my voel dit soos dit moet als fix. Ek het gister een gehad wat ek nie kon, daar was niks fout nie, dis net soos
dit was net nie. Dit was net nie 'n lekker dag. Maar ek weet nie, vandag was my show, dis nie dat daar iets regtig gebeur het nie, maar ek weet nie of was dit omdat my dag half uit routine was nie, maar ek het net vandag was weer een van daai dae wat ek net I don't know. Maar ja, ek onthou toe ek jou nou die dag gevra het, want in my kop is dit soos daai pilletjie moet als fix, as jy verstaan wat ek sê. Dit help my soos okay, dink aan hierdie van soos as 2 kinders gelyk huil. Ja. Sonder soos die pilletjie help my, soos dis nog steeds moeilik en ek is nog steeds overwhelmed, maar dit help my om rustig te bly en te dink, okay, watse kind gaan ek eers help? Ja. As ek nie die pilletjie drink nie, dan trou ek altyd kinders gelyk help en dan Ja. raak dit vir my erger en erger en dan loop ek weg. Ek hoor wat jy sê. So die pilletjie maak my Clear-minded. Okay. Dit is 'n goeie manier om dit te stel. Okay, jou go-to koffie order. ja, myne drasties verander op die oomblik. Wat het jy altyd bestel in Canada soos jou Starbucks drink? Wat was dit altyd? Of Tim Hortons of wat ook al jy gedrink het? Kom ons sê Starbucks het ek altyd soos 'n decaf vanilla latte gevat. Rarig. Decaf. Wel, ek het eintlik net by Starbucks gedrink oor hulle decaf opsie gehad. O, het, nie okay. saamgeskap. Anders net 'n gewone cappuccino of 'n latte. Ja, ek dink ek's bietjie meer boring aan soos ek sal eerder 'n cappuccino net drink of 'n gewone Maar latte. weet jy wat's funny? Ek sal eerder soos stroop in my koffie gooi as wat my koffie flavored is. Rarig nie, ek sal Soos nou nie. die poeier moet Ek hoor flavored wat jy wees sê. nie. Ek hoor wat jy sê. Ek sal nou weer andersom. Ek hou van strope en iced koffie. 'n Vanilla iced koffie is vir my baie lekker. Dit sal ek drink. Maar ek's ook nie mal oor so salted caramel en sulke goed en hazelnut. Ek hou nie van hazelnut in 'n koffie nie. Ek weet nie hoekom nie. Okay. Maar nou wat jou koffie order nou? My koffie order nou sal ek net sê is 'n gewone soos 'n latte, voel ek kan jy net nie verkeerd mee gaan nie, of 'n gewone iced koffie, soos 'n bitter iced koffie. Jy het my 'n bitter iced koffie gekry, wat crazy is. Myne is 'n latte, wel was. Nou is ek so swart koffie. Ja, ek kan nie glo hoe jy nou swart koffie drink nie. Dis Soos koffie met melk en op die oomblik maak my naar. Dis crazy. Ons het ook nou, ons begin nou in kleiner koppies te drink om melk te spaar, want ons gaan way te vinnig deur melk. Maar ook, ek wil bietjie minder suiwel doen. Ek gaan dit nie heeltemal kan uitsny nie, want dis soos ek love my yoghurt en ek love my koppie koffie. Maar ja, definitief bietjie minder suiwel dink ek. Ek voel ons het net soos baie soos Q&A's gedoen en soos vragies geantwoord en Ja. seker tipe goeders, maar ek dink om half bietjie meer terug te kom na soos ons eerste paar episodes soos postpartum depression. Ja. Net kom ons doen net 'n gewone live update om soos, want ek meen van ons eerste episode af niemand het geweet ons trek terug nie. Postpartum depression, soos weight loss, soos al daai goeders. Ek dink is bietjie tyd vir 'n live update. Ja. So ek dink kom ons doen volgende week bietjie En dit live is al update. soos 12 weke terug. So ja, dit klink vir my so 'n goeie plan. Cheers vir eers, dis koffie vir 2.